Hallo almal, my naam is Annelet Slazes en vandag gesels ons bietjie oor groepsdinamika. Nou, een van die gewildste programme op televisie is kookkompetisies. En keer op keer as dit by die beoordeling kom, dan hoor mens hierdie frases. Not enough flavor of the flavors do not go together of so ietsie. Want ons weet, dis 'n mengsel van geure en speserye en kruie wat kos lekker maak. En wanneer dit kom by 'n kategese groep of 'n jeuggroep, is ons bevoorreg om 'n mengsel van verskeidenheid van geure, speserye en kruie, met ander woorde, 'n groep diverse jong mense, elk met hulle eie persoonlikhede, bymekaar te hê. Die uitdaging is egter dat ons dit regkry dat hierdie verskillende persoonlikhede mingle en nie met mekaar bots nie. Anders as by kos maak, waar jy sekere geure of speserye of kruie net eenvoudig kan uitlos as jy nie daarvan hou nie, of as jy weet dit gaan nie by die res pas nie, kan 'n mens nie noodwendig kies en keer wie in jou kategese of jeuggroep gaan wees nie. En hierdie kombinasie van persoonlikhede wat by mekaar kom, verskil dalk ook nog selfs van week tot week. So hoe maak mens dan nou met 'n toebroodjie met baked beans en peanut butter op, dat dit lekker gaan afgaan? Eerstens dink ek is dit belangrik dat ons die uitdaging erken. Die realiteit is dat bitter min mense vreemde kombinasies soos peanut butter saam met baked beans gaan aandurf, maar in die samelewing word vreemde kombinasies van mense dikwels saamgevind. En ons is geneig, omdat dit 'n jarelange praktyk is, om sommer te aanvaar dat jong mense sal cope en aanpas in 'n groot groep opset, en dat is so half 'n one size fits all is. En jy moet maar net gemaklik wees en ons doen die ding soos wat ons dit wil doen. Maar dis ongelukkig nie so maklik nie, want met so 'n strategie gaan dit definitief gebeur dat iemand agtergelaat word op hierdie reis. Die persoon, die jong mens, die kind gaan dalk daar in vlees wees, maar in gees glad nie. Dalk daar sit, maar die deelname gaan ongelooflik min wees. So, wat maak mens? Hoe fokus ons op 'n goeie groepsdinamika? Nommer 1 dink ek is dit belangrik om te sê, wie is in my groep? Besef dat daar 'n klomp verskillende individue voor jou is. En net soos volwassenes graag as 'n individu gesien en behandel wil word, wil jong mense dit ook hê. Hulle is uniek, hulle is 'n individu. Sien my raak as die mens vir wie ek is. En dan moet ons ook baie versigtig wees dat 'n sekere eienskap van hierdie jong mens nie later hulle identiteit word nie. Soos byvoorbeeld, ag, dis sommer Benny Bubbleback of Sunny stil sit in die hoek, Pieter Pleier of Lenay laat kom. Ons is geneig om hierdie verskillende eienskappe te koppel aan die jong mense identiteit, en 'n mens is meer as net daardie een faset van hulle. Let op die sterk of die loud persoonlikhede in jou groep. Gee hulle tyd en spasie om deel te neem, maar fokus ook dat hulle nie die groep oorheers nie. Fokus net so op die stiller persoonlikhede. Trek hulle in, maar moet hulle nie op die spot sit nie. Want groepsdinamika gaan oor een ding, verhoudingsbou. Vir 'n groep om te kan gel, moet hulle mekaar vertrou, mekaar ken en weet, ek hoort hier. Hierdie is my groep. Hier volg 'n paar praktiese, eenvoudige wenke, net om so half die groepsdinamika aan die gang te sit en hierdie verhoudingsbou aan die gang te sit, sodat julle op die ou en daar kan wees vir mekaar kan vertrou en saam julle geloof kan vorm en meer van God ontdek. Eerste baie maklike ding is, bring 'n eetdingetjie, 'n klein toffietjie, dit hoef nie iets verskriklik te wees nie, maar ja, dit werk. As 'n mens kou, dan ontspan mens en dan gaan hulle dalk sommer lekker makliker gesels.
Dalk 'n ysbreker, 'n vraag, 'n speletjie, 'n grappie wat almal laat lag, ontspan en deelneem. Dalk kan julle elke week 'n paar ken mekaar vrae doen en spesifiek daardie inligting op die vrae onthou sodat julle belangstelling kan toon mekaar en verhoudings nog meer kan bou. Vir jou as leier of kategeet is dit dalk belangrik om elkeen tuis in hulle eie omgewing te gaan besoek. Dit neem geweldig baie tyd, maar oor en oor was dit bewys dat as jy iemand goed leer ken op 'n persoonlike vlak, deel hulle ook graag met jou. Dan vyftens, doen ietsie sosiaal buite julle groepietyd, ook saam as groep, of in groepietyd net skuif van venue. Dalk om buite te gaan sit en piknik te hou, stokbrood te braai, te fliek of te gaan om 'n milkshake te drink. In 'n sosiale tyd is daar ruimte vir verhoudingsbou en so groei die groep ook saam in gedeelde ervarings. Dalk met die groep hulle eie reëls of waardes opstel, met ander woorde, dinge wat hulle ooreenkom met mekaar, soos dat ons vir mekaar gaan bid. Ons gaan nie uitpraat wat mekaar gesê het in hierdie groep nie, en so kan elkeen 'n voorstel maak en neergeskryf word, sodat die res dit ook kan sien, om te erken dat dit is ons groep. Hier bepaal ons die waardes. Onthou ook om jou rol as fasiliteerder of mentor te beskryf. Geef hulle die versekering dat jy hulle sal ondersteun en ook nie uitpraat oor wat hier in groeptyd gebeur nie. Gee ook tyd veral om die introverte en die stiller klomp te help om ook tyd met hulself in groepsverband te spandeer. Tyd waar hulle die teks self kan deurlees of twee saam te gesels. Probeer dan ook dat vriende met mekaar gesels, sodat mense ook eers hulle eie mening kan formuleer voordat dit met die groot groep gedeel word. Wanneer dit kom by vrae, stel oop vrae. Dis 'n vraag wat nie 'n ja of nee antwoord het nie. En ook vrae wat fokus so half op ervaring eerder as kennis, want dan is dit baie moeilik om 'n verkeerde antwoord te gee, want dit is 'n mening, 'n opinie, iets wat dalk met my gebeur het. En so voel die jong mense nie op die spot nie. Hulle het dalk meer selfvertroue om te deel wat hulle dink, want die vrees van verkeerd wees is nie so op die voorgrond nie. En laastens, as jy sukkel met groepsdinamika, nadat jy 'n paar dinge probeer het, gesels met jou predikant of die hoofkategeet om te hoor wat kan mens doen om hierdie groepsdinamika beter te laat gel. Moenie moed opgee as dit voel of die verskillende geure van jou groepsopset net nie wil saamwerk nie. Probeer verskillende kombinasies totdat jy die wen resep kry. En ter afsluiting, gebruik gerus die meegaande hulpbronne om verder te gesels oor hierdie tema.